Romeine 1 vers 3 tot 4. Aangaande sy seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid, en na die gees van heiligheid met krag verklaar is as die seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus ons Here. Onthou, Maria was net die surrogaatmoeder. Josef was die regverdige siel uit die bloedlyn van Dawid. Josef en Maria was in hulle eie persoon toegewyde mense. Die swanger word was 'n geloofsaak om die boodskapper Gabriël te glo deur beide Maria en Josef. Maar wat Jesus betref, hy moes die Gees glo tot by die offer van homself in die versoeningsoffer van homself in sy dood, dat hy die Seun van God gestuur is. Dat dit hy is wat die wet en profete van vertel het, en hy moes hierdie wet en profete vervul het. Jesus moes ook glo aan die opstanding uit die dode, sodat die opstanding uit die doderyk bekragtig kon word deur die Gees, en hy as triomferende oorwinnaar daaroor kan heers. Die dood het geen krag en mag meer oor Jesus nie. Die lewendmakende Gees laat uit die dood tevoorskyn kom, die enige gebore seun van God, gebore uit 'n vrou, maar ook getitel eersgeborene uit die dood. Jesus Christus die Here, koning van geregtigheid en koning van vrede vir altyd. En daardie selfde Gees bring ons ook op uit die dood van die doderyk in die Christus. Daarvoor kry Jesus alle lof en eer. Ons aanbid saam met Jesus die Vader vir hierdie dag van verlossing uit Adam na Christus, van vernederde na verheerlikte soos hy is.